Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman, die volëinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Dankie Here, dankie Vader vir u geleesde woord. Dankie dat ons kan lees en net weer verklaar. Ons God is op die troon. Ons God regeer, is in beheer. En as dit jou opgewonde maak, wil ek hê jy met jou hande saamklap vir die Here Jesus Christus. Kom aan, kom ons gee hom 'n lofoffer. Kom ons prys sy naam. Kom ons gee hom 'n lofoffer. Dankie julle. Julle mag julle sitplekke inneem. Dankie broer. Dankie vir die aanbiddingsspan. Elkeen van julle. Prys die Here. Is lekker in die huis van die Here. Is lekker om julle te sien vanmôre. Welkom by die lighuis en welkom by die diens vanmôre waar ons praat oor die woord van die jaar. Nou ons woord vir die jaar is saam met Jesus kan ons. Saam met hom. En as ek hierdie skrifgedeelte lees, dan sê die skrywer van Hebreërs baie duidelik, hy sê, gaan vorentoe, gaan volhard, hardloop voluit. Hardloop hierdie wedloop wat voor jou lê, met die oog gefestig op wie? Met die oog gefestig op wie? Jesus. Met die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Nou, Josh, kom gee. Wanneer ons sê, hierdie jaar gaan ons saam met Jesus hierdie jaar aanpak, saam met Jesus gaan, dan is dit so belangrik vir ons om hierdie prentjie te kyk. As ons saam met Jesus gaan, hierdie jaar aanpak, dan loop hy voor. Sit jou hande op my skouer. Dan loop hy voor, en wie loop voor? Wie volg? Hy loop voor en ons volg, né? So belangrik. Hierdie skrif sê die oog gefestig op Jesus. Waar kyk ons? Ons kyk vorentoe. Nou sou Joshua sê hierdie jaar 2026 gaan hy saam met Jesus loop, né? En hy gaan Jesus volg en hy gaan daar by die trappe afloop en hy gaan so omloop en hy gaan saam met Jesus hierdie jaar aanpak. En soos meeste van ons sê, wie van julle is in? Wie's in? Okay, great, almal is in. Okay, Joshua, nou gaan pak die jaar aan, loop al by die trappe af, né? Maar kyk die hele tyd terug na my toe. Jy moet terugkyk na my. Wag, nee, kyk terug na my toe. Wag, jy gaan nog steke kry. Kom hier. Right. Is dit effektief? Hoekom nie? Want die oë is nie vorentoe nie. In Lukas 9 vers 62 sê Jesus die volgende woorde. Hy sê, die koninkryk van God is nie geskik vir 'n man wat sy hand op die ploeg sit en bly terugkyk nie. Hoekom nie? Because you're not going where Jesus is leading you. Come on church. As ons sê ons gaan Jesus volg, dan moet hy voorbeweeg en my en jou oë moet gefestig wees op hom. En daar's net een of twee redes hoekom ons oë nie gefestig is op Jesus voor ons nie. Weet julle hoekom? Staan daar en dan kyk jy terug. Want hier agter jou staan net stil en kyk terug. Hier agter jou staan daar seer en teleurstelling en sulke goed in jou lewe. En omdat ons met onvergifnis sit, kan ons nie voor ons kyk nie. Kom nou. Omdat ons met soveel teleurstelling sit, en al wat daai seer en teleurstelling is onvergifnis.
Dis iemand wat jou teleurgestel het. Dis iemand wat jou seer gemaak het. Dis iemand wat verkeerde keuse gemaak het en jy daaronder gelei, of dit is jou eie dom keuse gewees. Né? En nou wat gebeur is, nou is daar soveel onvergifnis in ons lewens, dat ons vorentoe beweeg, maar ons bly die hele tyd terugkyk na hierdie onvergifnis. Kom nou, church. En solank as wat ons dit doen en ons bly terugkyk, kan ons nie Jesus verantwoordelik hou vir waarheen ons gaan hierdie jaar nie. Ons kan nie. Dis die een ding. Die tweede ding wat ons terughou is die volgende. Die tweede ding wat ons terughou is vrees. Weereens as gevolg van iets wat in jou lewe gebeur het. As gevolg van 'n keer wat iets nie uitgewerk het nie, as gevolg van 'n keer wat daar nie deurbraak was nie, iets het nie uitgewerk soos jy beplan het nie. Nou staan vrees agter jou en wat bepaal nou jou toekoms? As jy die hele tyd terugkyk, vrees. So wanneer Jesus ons nooi en hy sê kom stap, kom gou hierso. En Jesus sê kom stap saam met my hierdie jaar, dan sê Jesus ek wil jou leidsman wees. Ek wil voorloop, ek wil in beheer wees, maar dan gaan jy moet kies. Jy gaan moet kies om weg te kyk van hierdie plek af. Jy gaan moet kies om weg te kyk en jy gaan na Jesus moet kyk wat leiding neem in jou lewe en vooruit trek. Amen, church. En dis wat dit beteken. Dankie Boeta, kom ons gee hom 'n lekker handeklap. Het julle gesien, ek het sommer weggespring dadelik met 'n voorstel en dit, want ek's bang wat Jorius sê gebeur, die ouens raak in die slaap, so ek gaan baie wakkerer wees, so okay. Right. Nee, spot som ons, dank Here vir ons nuwe stoele. Maar dis wat dit beteken, om jou oë op Jesus gefokus te hou. Hy is die leidsman, hy trek vooruit, ons kyk vir hom, ons kyk nie terug nie. Ons kyk nie terug nie. Filippense 3 vers 14 sê, I'm pushing towards the higher calling that's in the Lord Jesus Christ, forgetting what have passed and aiming towards what is lying in front of me. Dis hoe ons Jesus volg, vorentoe. Goed, dan is daar 2 openbarings wat ek en jy nodig het. 2 openbarings. Die eerste openbaring is die openbaring wie Jesus is. Hierdie skrif sê, dat hy is die leidsman. Hy is die volëinder van ons geloof. Hy is die een wat op die troon van God sit. Dit beteken hy is in beheer. Sê vir iemand langs jou, Jesus is in beheer. En dit beteken hy regeer. Dit beteken hy regeer. Jy en ek het 'n openbaring nodig van wie Jesus is, as ons hom wil volg. As ons wil gaan waar hy ons lei, moet ek en jy weet wie is hierdie Jesus. En ons het daai lied vanoggend gesing, hy is goed. Church, hy is goed. Sê vir die persoon aan die ander kant van jou, Jesus is goed. Dis wie hy is. Come on, dis nie net 'n karaktereienskap van Jesus nie. Jesus is goed. Hy is altyd goed. Hy is goed en jy moet dit vasmaak, want dan gaan tye in jou lewe kom wat jy bitter teleurgesteld gaan wees. En dan gaan jy vir jouself moet sê, maar Jesus is goed. Dan gaan tye in jou lewe kom wat jy bitter seer gaan hê en dan gaan jy vir jouself moet sê, maar hy is goed. Dan gaan tye in jou lewe kom wat jy gaan wonder, dan gaan tye in jou lewe kom wat jy gaan twyfel, wat jou geloof skade gaan ly en dan gaan jy 'n openbaring moet hê wat sê, maar hy is goed. Hy is goed. Dit maak nie saak hoe dit lyk nie. Hy is goed. Sê dit, hy is goed. Dis wie hy is. En die tweede openbaring is, jy is 'n geliefde kind van God. Come on church, he loves you. He loves you, he chose you, he knew you. Hy het jou gevorm in jou moeder skoot. Hy het jou so lief. Jy's 'n geliefde kind van God. Dit is wie jy is. En jy is nodig vir ons om dit ook te weet. Want dan gaan 'n tyd in jou lewe kom. Dan gaan 'n tyd in jou lewe kom wat Jesus nie vir jou gee wat jy wil hê nie. Soos ouers dit goed weet om nie vir hulle kinders alles te gee wat hulle wil hê nie. Amen. Amen. En dan moet jy weet, hy gee nie vir jou omdat jy nie wat jy wil hê nie, nie omdat hy nie van jou hou nie, maar omdat hy lief is vir jou. Dan gaan tye in jou lewe kom wat jy gaan voel, maar hoekom het hulle en nie ek nie? En dan gaan jy moet op die openbaring staan van God het my lief. Hy het my lief, dis hoekom hy doen wat hy doen. Daar gaan tye in jou lewe kom wat die Here 3 dae laat gaan wees en dalk selfs 4 dae laat gaan wees. Kom nou.
En dan gaan jy op 'n openbaring moet staan wat sê die Here het my lief. Dis nie omdat hy van my vergeet het nie. Dis nie omdat hy kwaad is vir my nie. Dis nie omdat hy nie van my hou nie. Hy het my lief. Ek is sy geliefde kind. Kom nou. Weet julle hoeveel keer daai twee openbarings my deur die lewe gedra het? Deur die moeilikste tye van my lewe, net daai twee openbarings my vasgehou het en my gekry het om môre weer op te staan. Sê agter my aan, hy is goed en ek is geliefd. Daai twee openbarings. Vandag praat ons oor die ons. Ons gaan vandag gesels oor die ons en ek weet nie of julle agtergekom het nie, sit geweer vers 1 op. Het julle gesien hoeveel keer die woord ons voorkom? Terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het. Laat ons elke las af lê sonder wat ons so maklik verstrik. Laat ons. Toe ek en Jesus laas jaar ontmoet en hy by my kom sit en hy met my begin deel rondom hierdie woord vir die jaar, met Jesus kan ons, praat hy met my en hy sê vir my, Dani, ek wil hê, julle moet verstaan. Ek wil saam met julle ons wêreld verander. En ek kan onthou my eerste gedagte is soos Jesus, ek bedoel u wêreld verander. Ek weet dit is behoort tog aan u. En die woorde wat Jesus vir my sê, soos nee, ek wil hê jy moet dit verstaan. Hierdie wêreld het ek geskaap en ek het dit aan die mens gegee. Kom nou, Genesis 1, Genesis. Ek het die wêreld geskaap en ek het dit aan die mens gegee. Ek het hulle die autoriteit gegee, ek het hulle die heerskappy gegee. Hulle moet heers. Hierdie is 'n partnership. Hierdie is nie net my en jou wêreld nie. Daar's twee groot foute wat ons kan maak as mens. Die een is om te dink hierdie wêreld behoort net aan jou. En God het nie 'n insaag hier nie. Kom nou. Jy is nie op die troon nie, hy is op die troon. Maar daar's 'n tweede groot fout wat ek en jy as kinders van God kan maak. En dis om te dink dat die Here ons nie wil gebruik hier nie. En dat hy ons nie heerskappy gee hier nie. En om te dink dat ons het nie 'n aandeel hier nie. Kerk, Jesus het jou nie nodig nie. Hy het nie, maar hy kies tog. Hy kies tog om elkeen van ons te gebruik. En toe Jesus hierdie woord vir my gee, toe sê hy, ek wil saam met julle hierdie wêreld verander. Ek wil saam met julle loop. Ek wil saam met julle 'n verandering bring. Ek lei, ek is Jesus, julle kom saam met my and we're going to do great and wonderful things. Amen. So Jesus se hart is om hierdie hele wêreld te verander. Hierdie wêreld het hy so lief dat hy sy lewe gegee het. Johannes 3 vers 16, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar dat hulle die ewige lewe kan hê. Jesus het hierdie wêreld so lief, dat hy hierdie wêreld 'n mandaat gegee het, 'n opdrag gegee het, dat hy hierdie wêreld sy lewe voorgegee het, 'n prys betaal het. Jesus is so lief vir die wêreld, en vir elkeen van ons. Amen. En daarom wil hy 'n verskil bring. Daarom wil hy 'n verandering bring. Daarom is hy ons leidsman. Daarom is hy ons volëinder en daarom hy sit nog steeds aan die regterhand van die Vader en hy regeer nog steeds. Hy's nog steeds koning en hy roep elkeen van ons. Kerk, reg oor hierdie wêreld. Reg oor hierdie wêreld. Vandag kom daar kerke bymekaar. Ek wil hê jy moet daaraan dink. Reg oor hierdie wêreld vandag, yes, ek weet daar's 'n time lapse, ek weet daar's die son skyn, maar op 'n Sondag reg oor die wêreld kom daar kerke op elke kontinent, in elke land kom daar kerke bymekaar besig om Jesus se naam groot te maak. Besig om sy wil uit te voer, besig om die mandaat wat hy daai kerk gegee het uit te voer en dit te gaan uitleef. Reg oor die wêreld is dit heidaglik besig om te gebeur. En weet julle wat se amazing ding is, dis dieselfde Heilige Gees wat daai krag daar openbaar wat daar werk. Dieselfde Heilige Gees. Ek het die voorreg gehad om by al ons buurlande al te gaan bedien. Botswana, Namibië, Mosambik, Zimbabwe, Zambië, oral daar het ek al bedien. Die voorreg gehad om al Australië toe te gaan en daar te bedien in 'n kerk. Ek en my vrou was in die Sydney se headquarters, die Hillsong Church in Sydney, dis waar hulle headquarters is.
ons het die voorreg gehad om daar te gaan aanbid. En kan ek vanmôre vir jou sê, dat dis dieselfde Heilige Gees, wat oral waar die naam van Jesus Christus genoem word, die werke doen, die krag openbaar, die mense aanraak en mense vrymaak. Dieselfde Heilige Gees. En dit maak nie saak wat jou en my opinie is oor die kerk, die globale kerk nie. Ek wil hê jy moet vanmôre besef dat jy vorm deel daarvan. Ons as kerk is nie op eiland nie. Ons is nie die enigste kerk wat operate nie. Daar's oral kerke wat vandag besig is om Jesus se naam groot te maak. In ons dorp. In ons dorp. En die Heilige Gees is besig om deur elke prediker te werk wat Jesus se naam noem. Ons hou nie noodwendig altyd van hulle nie. Ons stem nie noodwendig altyd saam nie, maar wie is ek en jy om die bruid van Christus te judge op hoe sy lyk of hoe sy praat? Go kerk. Los my bruid uit, dis my bruid. Hê opinie oor jou bruid, is dit nie? En ek hoop dit is 'n goeie opinie. Maar dis my bruid. En Jesus Christus gebruik elkeen van daai kerke om sy naam te verheerlik. Het julle 'n idee, né? Imagine net gou dit. Op 'n Sondag, al die kerke reg oor die wêreld besig om een naam aan te roep. En in daai naam is daar krag, sê die woord. Amen. Nou imagine wat se krag download van die hemel na die aarde toe plaasvind op 'n Sondagoggend, terwyl al hierdie kerke besig is om daai een naam aan te roep. Come on, dan moet julle excited maak. Daar's iets besig om te gebeur op 'n Sondag in hierdie wêreld wat die volgende 6 dae niks aan kan doen nie. Die vyand niks aan kan doen nie. Daar's soveel power download wat besig is om te gebeur wanneer die kerk van Christus bymekaar kom. Ja, God is alomteenwoordig. Ja, hy is oral. Hy's altyd daar. Maar die woord sê wanneer 2 of meer in my naam bymekaar kom nou church. Daar is ek. Nader tot my en ek sal tot julle nader. Daar's iets wat gebeur wanneer die kerk bymekaar kom en Jesus Christus aanbid wat nie anders te gebeur nie. En dit moet ons besef, is God se plan. God se plan vir redding vir hierdie wêreld is Jesus Christus, maar Jesus het gekom en hy het sy kerk establish by een gemeentetjie in Israel. En vandag sit ons hier deel van 'n corporate church, deel van 'n globale kerk. Ons het nie almal presies dieselfde doktrine nie, maar ons glo in een Jesus Christus. Amen. En daai is wat ons bymekaar bring. En ek wil hê jy moet dit besef vanmôre dat die Here het hierdie wêreld lief en hy wil hierdie wêreld verander. En hy wil hierdie wêreld groot en amazing goed doen. Daniël 11 vers 32 sê die volgende, hy sê, "They that know their God shall do great exploits." Hulle wat hulle God ken, sal groot goed doen. Groot en gedigte goed doen. Hoekom? Want hulle wat hulle God ken, weet wat hulle God doen. Hulle wat hulle God ken, weet waar hulle God gaan. Hulle wat hulle God ken, weet wat sy hart is. Hulle weet wat sy begeerte is. Hulle sien hom op die troon en hulle volg hom waar hy gaan. Nou kerk, Jesus het vir ons 'n mandaat gegee. As kerk, as globale kerk. Blaai saam met my na Matteus 28 toe. In Matteus 28 sê Jesus hierdie volgende woorde. Hy sê, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Jo, kan ek net so iets stop wat die Heilige Gees nou vir my sê, is nie my voorbereiding nie. Toe hulle hom wat? Toe hulle hom wat? Toe hulle hom sien. Toe hulle hom sien. Ons hardloop nie van belewenis tot belewenis nie. Maar as iets wat in jou lewe gebeur wanneer jou oë oop gaan en jy die Here sien. As iets wat in jou lewe gebeur die oomblik wanneer jou oë oop gaan en jy die Here beleef. Come on church. Daar's 'n verandering wat plaasvind. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Maar sommige het hierdie is so cool. Maar sommige het en Jesus het nog steeds nader gekom. Dankie Pastor Ilse, ek waardeer dit. En met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, vers 19. Gaan dan heen,
maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te doen, te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, vers 20, ek is met julle al die dae tot aan die einde van die wêreld. Amen. Hierdie is die groot mandaat, die groot opdrag, wat elkeen van hierdie kerke dra. Elke geur, elke reuk, elke smaak, elke kerk waar die naam van Jesus Christus genoem word, loop onder hierdie mandaat. Het hierdie opdrag, gaan dan heen, maak disippels, doop hulle, leer hulle, kom nou church. En dit is wat kerk doen, dis Jesus se plan, dis hoekom Jesus sy kerk kom vasmaak het op die wêreld. En dis oral besig om te gebeur. Oral is dit heidaglik besig om te gebeur. En net so het ons as 'n church 'n mandaat binne in daai mandaat gekry. En ons mandaat hierdie jaar, ons groot visie is beleef, behoort, betrokke, bereik. Maar ons het hierdie jaar 'n opdrag ontvang van Jesus af en dit is om hom te volg. Waar ook al hy gaan om saam met hom te gaan. Wat ook al hy doen om te gaan waar hy wil hê ons moet gaan. Jesus wil nie net die wêreld verander nie. Hy wil ook ons wêreld verander. So baie keer dan dink ons, ja, maar hoe moet ons die wêreld verander? Hoe gaan 'n kerkie soos hierdie of hoe gaan een persoon soos jy die wêreld verander? Jesus gee ons ook 'n opdrag waar ons is in die dorp waar ons is. Jesus gee jou ook 'n opdrag as 'n kind van God. En hy vra nie van jou om uit te gaan en die hele wêreld te verander. Al wat hy van jou vra is verander jou wêreld. Kom aan, verander jou werksplek. Verander jou skool. Verander die plek waar jy elke dag heen gaan. Verander jou gesin. Verander die plek waar jy elke aand uithang of Vrydag is. Verander jou vriendegroep. Dis al wat die Here van jou vra. Jesus vra jou nie om uit te gaan en die hele wêreld te verander nie. Al wat hy jou vra is 'n baie maklike opdrag, verander jou wêreld. Begin daai gebedsgroep wat jy al lankal aandink om te begin daar by die werk. Kom aan, wie sê jy mag nie? Begin daai goed op sosiale media plaas wat Jesus verheerlik. Wie sê jy mag nie? Begin daai videoetjies maak wat jy 'n skrifgedeelte deel en 'n gedagte deel. Wie sê jy mag nie? Net omdat jy nie 'n pastoor is nie? Jy is dan 'n geliefde kind van God. Jy het dan die Gees van God ontvang. Kom church. Ons het 'n mandaat. Ons vorm deel van hierdie opdrag van Christus om ons wêreld te verander. Verander jou sosiale wêreld. Daar waar die Here jou geroep het. Elke herlewing wat uitgebreek het in hierdie wêreld, het uitgebreek omdat daar gemeente is soos hierdie wat gesê het ons vat ons mandaat ernstig op. Ons fokus daarop. Ons dink nie hierdie is 'n grap nie. Ons glo dit. En hierdie jaar gaan ons so loop. Hierdie jaar gaan ons oë op Jesus gefokus wees en ons vertrou dat hierdie jaar hy ons wêreld gaan verander. En elke keer wanneer jy by 'n gemeente gegaan het en onder die groter mandaat, hulle mandaat ernstig opgeneem het, het daar herlewing begin uitbreek. Azusa, Woester, herlewings wat die hele wêreld verander het. Wat is die moontlikheid as ek en jy vanoggend sê, die Here kom, hier is ons. Ons ken ons God, Daniël 11, ons weet wie hy is. Kom, lei ons, kom vat ons. Kom verander ons lewens. Jesus wil nie net jou wêreld verander nie. Jesus wil jou verander. Jou wêreld. En as ek sê vanoggend jou wêreld, dis die derde gedeelte van die ons. Jesus wil jou wêreld verander. Jou wêreld, dit wat in jou gedagtes aangaan. Hoeveel van julle se grootste gedeelte van jou wêreld is die binnekant, dit wat jy voel, dit wat jy dink. Jou wêreld is eintlik die binnekant. Hierdie goed die buitekant kan jy nie altyd beheer nie. En mense maak keuses en mense doen dinge en jy het nie beheer daaroor nie, maar weet jy waar jy het jy beheer? Hierso binnekant. Daai is jou wêreld. En Jesus wil daar begin. Hy wil jou wêreld verander. Ek wil vanoggend vir jou sê dat Jesus weet wat in jou lewe aangaan. Hy ken jou, hy verstaan jou, hy ken elke gedeelte van jou en Jesus wil ingryp in jou lewe. As jy siek is, wil Jesus jou genees. Iemand sê amen wat dit nodig het? Hy wil dit doen. Hy wil 'n verandering. Dit is wie hy is. Hy is
goed. Hy is altyd goed. Hy wil ingryp daar in jou lewe. As dit gaan oor verhoudings, dan wil Jesus daai verhouding genees. Hy wil daai verhouding herstel. Dis wat hy wil doen. Selfs jou finansies wil Jesus ingryp in. Kom nou kerk, Jesus draai nie sy rug op jou wanneer jy finansiëel begin swaar kry nie. Dit voel dalk so, maar onthou wat ek in die begin gesê het? Jy gaan moet vasmaak dat hy goed is. Jy gaan moet vasmaak dat jy geliefd is, want daar gaan storms kom. Daar gaan moeilike tye kom. Daar gaan tye kom wat ek en jy wonder, waar is God? Wat ek en jy wonder of het hy ons lief? Maar dan moet ons staan op hierdie openbaring en sê hy is goed en hy het my lief. Hy het my lief, hy sal my ook hierdeur dra. Hy sal my hierdeur vat. Maar vir Jesus om jou lewe te verander, om jou lewe te verander, moet Jesus jou hart, jou gedagtes en jou oë verander. Hy moet jou geestelike lewe verander. Church, ek het al soveel mense gesien, die blessings van die Here in hulle lewens stop, net omdat hulle met negatiewe oë die hele tyd na die wêreld kyk. Ek het al gesien hoe die Here vir mense wil deure oopmaak en hulle wil lei in oorvloed en dan stop hulle dit net omdat hulle ondankbaar is en nie het wat die volgende ou het nie. Maar hulle kan nie raak sien wat God hulle alreeds besig is om mee te seën nie. Ek het al gesien hoe God se werk in mense se lewens tot 'n stilstand kom, omdat hulle nie kan sien dat die Here besig is om in een area van hulle lewens hulle so mooi te seën. Miskien is dit in gesondheid. Miskien sit jy hier vanoggend en jy het geen probleem met finansies nie, maar jy kla oor verhoudings. Miskien sit jy hier vanoggend en jy het geen probleem met 'n verhouding of met jou huwelik nie, maar jy kla oor jou finansies en daai ondankbaarheid en daai ongelukkigheid vernietig soveel keer ons verhouding met God, dat hy ons nie meer lei nie, want ons is die hele tyd besig om terug te kyk. En Jesus wil ons verander. Jesus wil my en jou verander en hy moet begin by ons harte. Die woord sê daar in Hebreërs, dan sê hy, laat ons ontslae raak van die strikke, dat ons ontslae raak van die strikke wat ons so terughou. Pastor Morney het die week toe deel hy met die 5 foundations, toe deel hy en hy praat oor die bril waarmee jy die Bybel lees, is hoe jy die Bybel gaan interpreteer. Die bril waarmee jy die Bybel lees, is hoe jy hom gaan lees. Jy sien as in jou verlede jy seer gekry het en die Here 'n paar keer laat was, dan sit jy die bril op wat sê, ja, die Here is maar laat in my lewe. As daar 'n paar keer in jou lewe was wat jy nie gekry het, wat jy wou gehad het nie, dan sit jy die bril op wat sê, ja, die Here gee my nie wat ek wil hê nie, die Here is nie goed vir my nie. En dan eventually wat gebeur is, ons begin hierdie woord van God en 'n woord soos hierdie, ons begin dit krities daarna kyk en is soos, nee, ek weet nie. Nee, ek twyfel. Onthou julle hierdie skrif, lees gou weer vir my vers 17. Matteus 28 vers 17. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Maar Jesus het nog steeds nader gekom. Kom church, Jesus het nog steeds nader gekom. Daar gaan tye in jou en my lewe wees wat ons gaan twyfel, ons gaan deur die bril van twyfel kyk en wonder of God gaan deurkom, maar hy gaan nog steeds nader kom. Ek kan jou vandag dit beloof. Hy gaan nie sy rug op jou draai nie, hy gaan nog steeds nader kom. En hy's nog steeds daar vir jou. Op die einde dan sê hy, en ek is nog steeds met julle. Met wie? Selfs met die wat getwyfel het. Selfs met die wat getwyfel het. Jesus Christus het my en jou so lief en hy begin deur om hier by ons hart uit te kom. Hy begin deur om in ons gedagtes te kom. Hy begin deur om by ons oë uit te kom. En hy wil graag hê dat my en jou siening oor onsself moet verander. Die siening oor onsself en ook die siening oor die wêreld. Sodat hy kan begin werk. Hy wil daai verhouding herstel, maar jy gaan met ander oë moet staan begin kyk na daai mense. Kom church. Hy wil jou 'n beter geleentheid gee, maar jy gaan met 'n ander hart daai geleentheid moet aanpak as waarmee jy dit aanpak die laaste ruk. Kom, is tyd dat jy bietjie positief raak. Kom, is tyd dat jy bietjie wakker word. Dis tyd dat jy bietjie excited word. Dis tyd dat jy bietjie sê, Here, ek is in dit. Ek glo U gaan dit wegmaak. Dis tyd dat jy bietjie daai bril van ongeloof afval en sê, Here, ek sien en ek verstaan en ek gaan dit anders aanpak. Jesus wil dit verander, maar die manier hoe ek en jy kyk gaan eers moet verander. Die manier hoe ons kyk na die wêreld. In hierdie week spandeer ek tyd met Jesus en hy sê die volgende vir my. Hy sê, Donnie, I want you to embrace diversity.
I want you to embrace diversity. Wat beteken dit? Ek wil hê, julle moet diversiteit embrace, lief hê. Verskeidenheid. En soveel van ons het dit nie lief nie. Solank iemand nie lyk soos ek lyk nie, en solank hy nie praat soos ek praat nie, en solank hy nie optree soos ek optree nie, dan weet hy's nou nie in my groep nie. Hy's nou nie my kerk se mense nie, weet al hy gesegde gebruik. Moet as jy vir my 'n bietjie water gaan ingooi, dat ek dalk weer kan mors. Het julle dit al gehoor? Nee, is nie my dam se eende nie. Dis nie hoe Jesus geoperate het nie. Kom, ek challenge jou daarmee vanoggend. Dis nie hoe Jesus gewerk het nie. Jesus het verskeidenheid lief. En hy wil hê ons moet begin anders kyk na die wêreld en besef, net omdat iemand anders is as jy, of anders as jy redeneer, net omdat daar ander kerke is wat op ander maniere operate, en 'n ander mandaat najag, beteken nie hulle is sleg nie. Amen? Beteken nie die Here werk nie daar nie, iemand? Amen? Dit beteken nie God is in dit nie. Amen? Yes, so God is in dit. Embrace diversity. Ek gaan hierdie voorbeeld gebruik. Pastor Morney, sal jy vorentoe kom? Pastor Ilse, kom staan hier voor by my. Asseblief. Embrace diversity. Wat Jesus vir ons sê is om nie net verskille te aanvaar nie, maar dit aan te gryp. Dit aan te gryp en dit 'n stem te gee. Julle weet wat Efesiërs sê. Efesiërs sê, we are his masterpiece. Amen. Sê gou vir die persoon langs jou, you are his masterpiece. You are his en die ouens sê middelste blok die hardste. Maak seker daai persoon langs jou is daar. Okay. You are his masterpiece, created by God, prepared for greater works. Dis hoekom hy ons gemaak het, sy masterpiece, en die Heilige Gees sê vir my dat 'n masterpiece, 'n kunststuk, kom by mekaar wanneer verskille nie net aanvaar word nie, maar wanneer dit gebruik word. Verskillende kleure, verskillende idees, en dis hoe art created is, wanneer ons verskille 'n stem gee. Maar net so in die Lighuis Middelburg. Ons staan hier met staan so 'n bietjie kant, ek weet tussen lank kom. Ons staan hier met 2 pastore. Een is goed in sy wyse 50 in. Okay? En een is nog in haar kokkie 30s. Okay, vir almal wat op pad 30s toe is. Alright. Een is 'n man, die ander een is 'n vrou. Die een se geskiedenis lyk heeltemal anders as die ander een se geskiedenis. Kom nou. Heeltemal anderste. Hierdie pastoor is 'n teacher. Nou wie van julle Dinsdag aand by die 5 Foundations was, sal weet waarvan ek praat. Hy's 'n teacher. En ek het my gekry, ek het werk gehad en ek het gedog ek gaan werk doen terwyl hy besig is om te teach, en ek het my gekry op 1 letter druk en vir hom kyk. En hy het my gecapture met wat hy besig is om te teach met sy vinger in die lug. Nee? Het julle hom gesien as hy teach? Nee, hy's 'n teacher. Ja, julle moet so maak, nee, dit is wat die Here sê. Maar dis omdat hy 'n teacher is en hy's brilliant in dit. Hy's brilliant. En die ander een is 'n profeet. Sy's in die profetiese goed. Sy sien drome, sien visioene. En as ek 'n droom het, dan deel ek dit met Pastor Ilse en dan luister ek na hoe sy uitlê en ek gaan bid daaroor. En selfs wanneer sy met my 'n droom deel wat sy gedroom het, dan maak ek erns daarvan. Want ek het die gift wat die Here in haar lewe geplaas het, geïdentifiseer. En dit is wat diversity is. Hulle twee is so diverse, dat die een het 'n halwe vinger en die ander 'n halwe toon. Ek het hulle toestemming om daai joke te maak. Okay. Maar hier's die great ding, nee, hier's die great ding. Daar's iets wat hulle bymekaar voeg. Daar's iets wat hulle wat hulle interest common maak. Daar's iets wat hulle 'n eenheid gee wat hulle kragtig maak. Wat is dit? Jesus. Daar's 'n opdrag onder Jesus wat hulle die krag gee om in ons lewens inspraak te hê, of dit nou 'n teacher is en of dit nou ouer is en of dit nou 'n profeet is en jonger is. Daar's iets wat hulle die krag gee en dis die verskeidenheid wat Christus in elkeen van hulle geplaas het. En ons sal dom wees as ons dit nie embrace nie. Come on church, amen. Julle kan afgaan. Dankie. Kom ons gee hulle 'n hande klap. Maar net so moet jy diversity embrace.
Jy moet dit embrace in jou lewe. Thanks pastor, ek waardeer. Hoeveel mense is daar in jou lewe wat jy uitskyf wat net anders as jy is? Hulle is nie verkeerd nie. Hulle is net anders. Hoeveel mense is daar waarmee jy nie oor die weg kom nie want hulle is net anders? Kom church. Hoeveel mense is daar wat in jou oë nie die evangelie verdien nie, nie die liefde van Jesus verdien nie, nie die genade van God verdien nie, want hulle is anders. Net omdat hulle anders is. Ons moet diversity embrace as ons deel wil volg van hierdie mandaat. Diversity embrace en dit 'n stem gee. Maar ook in jou lewe. Ook in jou lewe. Elkeen van ons is anders. Elkeen van ons is anders. Hier's nie een persoon hier wat hier sit vanoggend wat sy vingerafdrukke dieselfde lyk as die persoon langs hom nie. Nie een van julle wat hier sit vanoggend het nog iemand hier in hierdie hele wêreld met dieselfde vingerafdrukke as jy nie. Kom nou. Wow. You are uniquely made in the image of God. Fearfully, uniquely. God het jou geskape presies. Hy weet hoeveel hare op jou kop is. Hy weet wat jy like, hy weet wat jy nie like. Hy het jou karakter geskape soos dit is. Hy het jou so gevorm. En hoekom is dit dan dat ek en jy in die boksie wil fit wat die wêreld ons wil infit? Hoekom is dit dan dat ons soos iemand anders wil wees om net te probeer beter wees as dit wat hy alreeds in is? Jy het nie nodig nie, jy's reeds uniek, church. Jy's reeds uniek. Toe my laitie so 2 jaar oud was, een van hulle, en hy gooi so tantrum en ek en my vrou verloor het ook. Wie van julle het al 'n tantrum saam met 'n 2-jarige gegooi? Nee, jy verloor dit. Besef ek staan daar en die Heilige Gees tik my so op die skouer en hy sê, wie dink jy gaan hierdie fight wen op sy terrein? Want jy's nou op die 2-jarige se terrein. Hy doen dit vir 'n lewe. Dis wat hy doen, kom nou. Jy is daar in die groot mens wêreld, traai goed uitredeneer, traai verantwoordelik wees, traai mature wees, en nou wil jy hierdie fight op die 2-jarige se terrein gaan fight, sterkte met daai een. Hoekom traai ons wees soos die wêreld wil hê ons moet wees? Hoekom sal ons as kerk so wil traai infit in 'n boksie sodat ons presies lyk soos die ander kerke? Hoekom? As God ons uniek gemaak het, presies soos ons moet wees, met 'n different mandaat, met 'n opdrag wat deel vorm van dit, met 'n purpose in hierdie wêreld, hoekom sal ons anders wil wees? Hou op anders probeer wees. Wees jouself, sê vir die persoon langs jou, wees jouself. En kom nou, of dit nou jou man of jou vrou is, maak nie saak, sê vir hulle, wees jouself. En sê vir daai tiener van jou ook, wees jouself. Dis crazy. Ek weet dis crazy, ek vra baie, maar is dit ons werk om mense te vorm, om mense te vorm, of is dit Jesus se werk? Is dit ons werk om net te guide? Is dit ons werk om mense net te help, om die volheid te bereik van wie Christus hulle geskaap het om te wees? Kom nou church, dit maak my excited vanoggend, want elkeen van julle wat hier sit, God wil jou gebruik. Daar's 'n verskil om net 'n lidmaat te wees, of om 'n ledemaat te wees, né? Daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil. 'n Lidmaat, kom ek doen dit so. Okay, eerlik. Wie is julle gereed om eerlik te wees? Baie eerlik te wees. Okay, wie van julle het 'n gym subskripsie? Nee, hoog op, steek hoog op. Wie van julle het 'n gym subskripsie? Hoog, nee, ek wil die hande sien. Kom, niks om oor skaam te wees nie. Jy het 'n gym subskripsie, is 'n goeie ding. Nee, hou dit daar, hou dit net gou daar. Nee, kom speel saam, hou dit daar. Okay, wie van julle wat hierdie week wel in die gym was, hou jou hand in die lug. As jy hierdie week nie in die gym was nie, dan sak jou hand. Okay, wie van julle 5 dae 'n week gym, hou jou hand in die lug? Okay, alright. Daar's geen reël wat sê jy moet 5 dae 'n week gym nie. Maar net om 'n subskripsie te hê, net om subscribe te wees, net om 'n lidmaat te wees, beteken nie veel nie. Dit maak jou deel van hierdie corporate church, yes. Dit red jou dalk, maybe yes. Maar dis wanneer jy 'n ledemaat word. Dis wanneer jy 'n arm of 'n been word. Dis wanneer jy 'n oog word. Blaai saam met my na Deuteronomium toe. Blaai gou saam met my na Deuteronomium toe. Ek wil hierdie vir julle lees. Hier is so beautiful. 32 vers 10. Hy het hom gevind. Sê hy het hom gevind. Hy het jou gevind.
in 'n woestynland en in 'n woeste wêreld. Wie van julle voel volgens so? Vol gehuil van die wildernis. Hy het hom omring, sê omring, ag gegee, hom bewaak, soos sy oogappel. Jy weet dat die woord sê dat Jakob, hy sê Jakob, jy is my oogappel. Die woord sê dat ek en jy 'n ledemaat word van Christus wanneer ons in hom kom. 'n Ledemaat, nie net 'n lidmaat nie, 'n ledemaat. 'n Ledemaat wat hy kan gebruik, 'n ledemaat wat kragtig is, 'n ledemaat wat uniek is. Nie een is dieselfde nie, die hand is nie dieselfde as die voet nie. Jy is perfek en die Here wil jou gebruik soos jy is. Hierdie wêreld is nie dieselfde as jy nie al jou ledemate het nie. Okay? Dis nie dieselfde nie. Vra iemand wat al 'n ledemaat verloor het. Dis nie dieselfde nie. Jy is net nie in staat om dieselfde te doen as iemand wat nie al sy ledemate het nie. Okay, waar is ons geliefde paartjie Andrei en Areta? Kom julle hier vorentoe. Ek wil 'n voorbeeld maak van julle. Ek wil 'n voorbeeld maak en alhoewel ek hierdie voorbeeld kan maak volgende is omdat julle verloof is. So kom hier. Die wêreld is nie dieselfde sonder ledemate nie. Iemand? Amen. Okay. Is julle twee lief vir mekaar? Okay, gee mekaar 'n drukkie. Julle mag, julle is verloof. Daar's hy. Hoe was dit? Lekker. Was dit lekker? Is dit right? Okay, nou gee mekaar 'n oordentlike drukkie. Okay, gee mekaar 'n oordentlike drukkie. Was dit good? Okay. Nou kom ons vat die ledemate weg. Sit julle arms agter julle rug. Okay, nou gee mekaar nou 'n drukkie. Gee mekaar 'n drukkie. Hoe's daai? 'n Bietjie onpersoonlik. Is nie so lekker nie, nê? Die lewe is net beter met ledemate. Okay, ons gaan hierdie een weer draai. Hou jou arms agter jou rug. Jy het geen arms nie. Jy kan jou arms losmaak. Okay, nee, los nie. Nee, drukkies nie. Nee. Jy gaan meer van hierdie een nou. Nou kan jy hom fight. Nou kan julle twee fight. Jy kan hom slaan. Nee. Okay, wag. Alright. Die lewe is beter, sê gou dit. Die lewe is beter met ledemate. Kom. Die lewe is beter met ledemate. Alright, laaste een. Okay, jy het nie bene nie. Jy kan jou arms reghou. Jy het nie bene nie, gaan op jou knie. Alright, nou kan julle na julle stoele toe gaan. Vat hom in die hand. Nee, jy het nie bene nie. Jy kan hom stoele toe lei. Dankie julle. Kom ons gee hulle 'n lekker hande klap. Church, die lewe is beter met ledemate. Hoor hierdie ding en ek sê dit met soveel respek en dit kom van Jesus af. Jesus hier op aarde is beter met ledemate. Jesus hier op aarde doen beter wanneer al sy ledemate doen wat hulle veronderstel is om te doen. Iemand sê amen. En daarom train hy ons. Daarom berei hy ons voor. Hierdie skouer wat geopereer is, hy wil nie man en ek traai en hy wil nie alles doen wat ek wil hê hy moet doen nie en ek vroeg my afspraak by die spesialis en ek kom maandag daar en hy kyk en hy sê nee. Hy sê 2 goed. Ek sê yes. Hy sê die eerste een is moenie so kleinserig gewees nie. Ek sê nice. Thanks, die gemeente gaan hierdie like. Ja. Hy sê die tweede ding is wees geduldig. Hy sê hou aan, maar moenie so hard druk soos jy nou druk nie. Wat jy nou doen is reg. En ek wil vanmôre vir jou sê, wees geduldig. Wees geduldig, jy moenie so kleinserig wees nie. Moenie so nikkerig wees met die Here as hy nie opdag wanneer jy dit wou gehad het nie. Moenie so kleinserig wees nie. Hy het jou lief en hy kies jou. Jesus het my hiernatoe gestuur vanmôre om vir jou te sê, ek kies jou elke keer. Elke keer kies ek jou. Jesus sê vanmôre vir jou dat saam met hom is julle een mean team. En julle kan hierdie wêreld verander. Julle kan julle wêreld verander. Dit wat jou probleem is, kan julle verander as jy saam met Jesus hierdie jaar die pad stap en saam met hom aangaan. Hy is saam met jou. Hy kies jou. Onthou julle op skool het ons so lang ry gemaak en dan staan die 2 beste kinders hierdie kant en dan sit soos, okay, ek kies jou. Onthou julle dit? Ek kies jou en dan staan die kleinste seentjie of kleinste meisiekind as dit 'n rugby of netbal was, maar as dit skaak was dan word hulle weer eerste gekies. Dan staan hulle hierdie kant en dan voel hulle, miskien was jy al daai persoon gewees. Miskien voel jy volgens so dat, yes, maar ek weet nie of die Here my kies nie. Ek wil vir jou sê, Jesus kies jou heel eerste.
As daar iemand is wat jou huwelik moet verander, kies Jesus jou heel eerste. Ha. As daar iemand is wat daar by jou werk en verandering moet begin, hy kies jou heel eerste. He backs you. As daar iemand is wat in daai vriendegroepe verandering gaan gebring, jy's reg, dan moet 'n verandering kom, hy kies jou. Come on, hy gaan nie iemand anders kies nie, hy gaan nie jou pel kies nie, hy kies jou. Hy sê ek kies jou heel eerste. En daarom is dit so belangrik dat ons vanoggend moet weet, ons vorm deel van 'n global church, maar ons vorm deel van 'n kerk. Ons vorm deel van die liggaam van Christus. Daarom moet ons nie versuim nie. Soos ons die tyd sien nader kom, bly vir my saam en ek sluit af met hierdie skrifgedeelte. Hebreërs 10 vanaf vers 23. Daarom moet ons nie versuim om die liggaam van Christus te wees nie. Ons moenie versuim nie. Moenie dit uitstel om 'n ledemaat te wees nie. Moenie dit uitstel nie. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Want hy wat dit beloof het, is getrou. Church, as jy nie weet wie Jesus is nie, hy is getrou. Hou vas. Hou vas. En laat ons op mekaar ag gee. Al verskil ons. Al lyk ons anders. Al doen ons dinge anderste. Laat ons op mekaar ag gee. Laat ons iemand anderste hoor ag as onsself. Laat ons iemand anderste Christus in raak sien en besef hy's ook daar, hy werk ook daar, hy's ook lief vir hulle. Om tot liefde en goeie werke aan te spoor en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan des te meer na mate ons die dag sien naderkom. Jesus het sy kerk begin met die doel om ons te red. Hierdie is sy plan van redding en jy's deel daarvan. Jy's deel daarvan en hy vra vir jou, gaan praat met daai boeta of sissa, daai een wat nie 'n kerk het nie. Gaan praat met hulle, daai een wat kwaad is vir die Jesus, gaan praat met hulle. Daai een wat verlang nou nie meer kerk toe gaan nie, want hy's kwaad vir die kerk, gaan praat met hulle, nooi hulle, bring hulle saam. Gaan vertel hulle van die liefde van Christus, soos julle die tyd sien naderkom. Church, die tyd kom nader, die wêreld raak boser en boser en boser. En Matteus 16 vers 18 sê Jesus, ek bou my kerk. Nie iemand anders nie, nie iets anders nie. Ek bou my kerk. En die doderyk sal nie daarteen opstaan nie. Die boosheid van hierdie wêreld kan nie teen die kerk van Christus opstaan nie. Iemand sê amen. Of dit nou hier in die Lighuis Middelburg is, en of dit in Middelburg is in Suid-Afrika is, en of dit oor die hele wêreld is, selfs onder verdrukking, is die kerk van Christus nog steeds besig om te groei en sterker te word. Jesus Christus sê in Handelinge 2 vers 47 sê die woord, hy voeg by sy gemeente. En ek wil jou vra vanmôre om hierdie mandaat, die global mandaat van om uit te gaan en disippels te maak, hulle te leer en te onderrig, hulle te doop en met hulle pad te staan, wil ek jou vra om deel te raak van daai mandaat. Om vanmôre te sê, maar hierdie is my kerk. Hierdie is waar Christus my geplaas het. En ek wil nie net 'n lidmaat wees nie, ek wil 'n ledemaat wees. Hierdie is my tyd. I'm called for a time like this. En hierdie is my oomblik, wanneer God my wil gebruik. Miskien het ons nie nog 'n môre nie. Kom church. Miskien is daar nie nog 'n volgende jaar nie. Wat help met 'n man om die hele wêreld te win, maar hy verloor sy siel? Of hy verloor iemand naby aan hom se siel? Kom nou. Daar's 'n lied wat so deel is van my core wese. Dis deel van my fondasie. En jy mag my nie judge op hierdie song nie. Maar as hierdie song is, Bon Jovi se song wat sê, it's my life, it's now or never, I ain't gonna live forever, it's my life. Go church, it's my life, it's now or never, I am not gonna live forever, you are not gonna live forever. En ek gee nie om wat jy van my gesingery dink nie, want die Here gebruik my. En ek hoop al onthou jy net hierdie diens vanoggend vir die feit dat jy so uniek en so mal soos ek kan wees, is fyn. Maar wees dit tot eer en verheerliking van sy naam. Ek sê vanoggend in die bidkamer en ek sluit hiermee af. Ek stel liewers jou te leer voor ek Christus te leer stel. Ek wees liewers myself en niemand hou van my nie. En ek weet die Here is tevrede. En ek weet ek is besig om deel te vorm van daai groter kerk purpose doel. As wat ek in 'n boksie plaas en die wêreld kry dit reg om my stem stil te maak. Ons Hemelse Vader,
Ek wil vir U dankie sê dat U 'n goeie Vader is. U is nie ver nie. U is hier. U is goed. Altyd. En ek is geliefd. Heilige Gees, my gebed is dat elkeen volgende hier uit sal gaan met daai openbaring. Dat God is goed en jy is geliefd. Dat hy jou kies net soos jy is. Hy roep jou. En hy sê, kom ek en jy pak hierdie jaar aan. En kom ek gaan wys jou hoe verander ek jou werksplek. Kom ek gaan wys jou hoe verander ek jou hart. Gee my net 'n kans. Gee my net 'n kans en dan verander ek daai strikke wat jou so terughou. Daai sonde wat jou so bymekaar vasmaak. Gee my net 'n kans. Dan maak ek jou vry. Want my hart is vir jou. Ek het jou ontsaglik lief, my kind. Ontsaglik lief. Jy is myne. Ek het jou formeer. Jy is my meesterstuk. Dankie Here Jesus Christus. En elkeen wat dit glo en opgewonde is oor hierdie jaar wat voorlê, sê amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer vir vanmôre. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?